sê Gesang 12, Gesang 12 vers 1, 2 en 3. Gesang 12 vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ons lees vanmôre in ons teksgedeelte uit Romeine 12 uit. En die tema van môre gaan dan oor dankbaarheid. En die tema is spesifiek lewe uit genade wys in 'n lewe vol dankbaarheid. So jou lewe van dankbaarheid is reeds die teken dat jy die genade van God in jou lewe verstaan. Nou kom ons hou dit dan in gedagte en maak oop by Psalm 66. Psalm 66, ons gaan daar sing vers 1 en vers 2. Psalm 66 vers 1 en 2. Na die foto in die seëngroet sing ons dan spontaan Psalm 107. Daar sing ons vers 1 en vers 10. Psalm 66 vers 1 en 2 en dan na die foto in die seëngroet Psalm 107 vers 1 en 2.
waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Maak oop by Gesang 68. Gesang 68 net na die wet, as ons skuldbelydenis sing ons vers 1 en vers 3, Gesang 68 vers 1 en vers 3, en dan na die verskoning na die geloofsbelydenis, bly ons by Gesang 68 en sing ons vers 4 en vers 5. Ons luister na die wet van die Here soos wat ons dit dan vind in Matteus hoofstuk 22, die groot gebod daarvan in vers 34 tot 40. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." So ongeag of ons die wette van die Here 100% nakom, die gesindheid van liefdeloosheid maak dat ons die wet van God breek. En kom ons bely tog nou eerlik ons skuld voor die Here met Gesang 68 vers 1 en 3.
Daarom sê 1 Johannes 1 vers 8 tot 10, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Aan almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergewing van sondes. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank as wat hy in die sonde van ongeloof bly lewe. Daarom ons geloofsbelijdenis, ek gaan vir u voor met die apostoliese geloofsbelijdenis, ook bekend as die 12 artikels, en u volg opreg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing dan vers 4 en vers 5. Geliefdes, die woordverkondiging is vanmôre dan uit Romeine hoofstuk 12. Ons gaan daar die eerste 8 verse dan saam lees. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed. Ons almagtige drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Aan U, Here, kom toe die lof en die eer en die aanbidding. Ook vir ons vanmôre, Here, wanneer ons so versamel is soos U ons versamel het, hier byeen, kom staan ons as gemeente voor U vanmôre. Ja, met harte vol dankbaarheid, nie vanweë ons eie goedheid nie, maar vanweë U wat die goedheid vir ons so skenk, om dankbaar voor U te mag staan. Vergewe ons sondes. Vergewe ons oortredinge, Here, waar ons so maklik faal. Waar ons so maklik in ons eie geregtigheid verkeerde besluite neem.
waar ons so maklik, Hemelse Vader, die eer van U aftrek vir onsself. Waar ons so maklik, Here, nie vergewe nie, maar vergeet hoe U ons vergewe. Waar ons so maklik, Hemelse Vader, die splinter in die ander een se oog gaan soek, maar die balk in ons eie oog ignoreer. Ja, Here, waar ons so maklik ondankbaar leef voor U. Maar ons is hier vanmôre by mekaar, want U het ons so by mekaar gebring. En daarom wil ons ook ons harte tot U kom verhef vanmôre. En wanneer ons ook uit hierdie gedeelte uit leer, Here, dan wil ons vir U vra, voed U ons met die brood van die lewe, die water van versadiging, van lafenis, dat ook ons harte opnuut weer kan besef die dankbaarheid aan U verskuldig. En daarom, Hemelse Vader, wanneer ons so by mekaar is, vra ons dat U sal spreek tot ons harte en ons verstande. Maak dit stil, dat ons die wêreld daar buite vergeet, dat ons onsself vergeet, dat ons planne en ons ideale vergeet. Luister na U, uit U woord uit, om ons te vorm, Here, vir die ewige lewe. Wat 'n genade, wanneer U ons ook trek en saamtrek rondom U woord. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die beluister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Romeine 12 van vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Sover uit die woord van die Here. Ons gaan na die hele gedeelte ook daar kyk. Dat die wat ore het, hoor wat die woord van die Here sê. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die eer wat God van ons as mens eis, is dat ons lewensgedrag elke dag, sy genade wat hy aan ons skenk, sal wys en vertoon. 1 Korintiërs 15 vers 33, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Hier in hoofstuk 12 van Romeine begin nou die onderskeid gemaak word tussen die sedes se uitwerking in die wêreld, die sedes van die Christene en die sedes van die wêreld. En ons moet onderskei word van die wêreld in hoe ons sedelike gedrag deur ons liggame na buite lyk.
In die vooraf hoofstukke, voor hoofstuk 12, word die Christelike sedes nie een vir een net genoem nie, maar in die basis gedefinieer en onderskei van die wêreldse sedes. Die Christelike sedes word basies in die voorafgaande hoofstukke saamgevat in dit wat jou sedes vir jou moet bepaal. Geregtigheid. Hoe jy uitleef na buite toe moet van binne af bepaal word van hoe jy geregtigheid verstaan in die lewe. Wat is die geregtigheid? Die saligheid. Om God salig te wees, tevrede te wees en lief te wees in Christus, in God. Dit bepaal hoe jy lewe na buite toe. Dit is 'n sedeselement, 'n eienskap. En die derde ene is ware barmhartigheid. Barmhartigheid. Maar as jy mooi gaan kyk na wat is ware geregtigheid, ware saligheid en ware barmhartigheid, is dit eienskappe wat jy by God kry en van God af leer. Die mens kan dit nie in homself gaan probeer ontwikkel nie. God moet dit vir die mens gee. Net God werk sy kinders se innerlike sede gewete van geregtigheid, godsaligheid en barmhartigheid. Genade in hierdie ou sedelose wêreld is dat God die gawes van geregtigheid, saligheid en barmhartigheid aan sy uitverkore kinders gee. Die fondament van die sedelewe word nie aan die wêreld gegee nie, net aan God se kinders. En as geregtigheid en regverdigheid en saligheid en barmhartigheid in Christus jou sedelewe bepaal en rig na buite toe, het jy genade van die Here ontvang. Almal het 'n sedelewe. Maar sommige sin word deur die wêreld bepaal en sommige sin word deur God bepaal. Dis in sy kinders se innerlike vernuwing waar God begin met sy koninkryk op hierdie aarde. Daar in jou hart. Ons ware godsdiens is daarom nie ons godsdienstige rituele nie, maar hoe ons God se sedes van regverdigheid uitleef in die lewe. Hoe ons God se regverdigheid of God se saligheid uitleef na buite toe. Hoe ons God se barmhartigheid uitleef na buite toe deur ons liggame. Elke dag in ons gedrag. Jakobus 1 vers 22 en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Geliefdes, ons moet onderskei word en wees van die sedelike fondament wat God in ons harte kom lê teenoor die sedelose fondament van hierdie wêreld. Daarom moet ons liggame 'n lewendige, heilige offer wees deur ons elke dag sedelike evaluering van alles wat ons doen en ons gedrag en ons optrede. Maar uiteindelik kan ons nie ons gedrag voorgee nie. 'n Mens kan goeie maniere leer in hierdie lewe, maar dit is omdat die lewe dit van jou eis, tree jy so op. Maar wat daarvan as 'n mens in 'n situasie inkom waar niemand van jou niks eis nie behalwe oorlewing? Wat gaan jou sedelewe reël? Want as almal gryp en hardloop, hoef jy nie dit nie te doen. Jy mag ook gryp en ook hardloop. As almal moor en doodslaan, hoef niks jou te keer om ook te moor en dood te slaan en te vat. Wat gaan jou sedelewe in jou binnekamers bepaal? In tye van dalk groot chaos. Daarvoor
moes God ons eers in ons innerlike mens verander het. En hier moet ons as Christene ons onderskeiding van die wêreld verstaan as 'n genadegawe van God af. Daar is geen gelykstelling tussen 'n Christenmens en 'n wêreldling voor God nie. So sê vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Ons sedes as Christene vertoon deur jou liggaam. En deur jou liggaam wys en vertoon God se liefde, God se regverdigheid in jou oordeele en hoe jy ander beoordeel, hoe jy besluite neem gerig op daardie geregtigheid en regverdigheid, hoe jy barmhartig is in hierdie lewe, hoe jy vergewe in hierdie lewe, word hierdie sedes van God deurgewerk in jou lewe, hoe jy sagmoedig is in hierdie lewe, hoe jy geduldig is, word alles bepaal deur die fondament van verandering in jou hart. Hiersonder, sê ons teksgedeelte, is jy nie binne die ware godsdiens nie. Jy kan baie voorgee, maar dan is jy nie binne die ware godsdiens, as jy nie van binne jouself die regte ding wil doen. En die regte ding is God se sedes. Die woord in vers 3, want die genade is aan my gegee. En dit kan slegs waar wees, wanneer ek sedelik 'n liefde vir God eerste het, en 'n liefde vir my naaste soos myself. Wanneer ek dit ontvang het in Jesus Christus, kennis van wie hy is, rig dit my sedelike wêreld. Die woorde aan my gegee in vers 3 vereis nou van elke gelowige om te erken, dis nie my goeie werke wat van my 'n goeie mens maak, maar God se genade wat in my lewe uitspeel. En daarvoor is God nou dankbaarheid. Daarvoor is hy dankbaarheid. 'n Lewe uit genade wys in 'n lewe vol dankbaarheid. Geliefdes, die boek Romeine, om dit net vir u 'n groot geheel te gee, breek mooi af in 3 dele. Die eerste gedeelte van die boek Romeine leer vir jou wat sonde is en hoe ons almal val in die sonde. Die tweede deel wys vir ons dat ons het verlossing buite onsself nodig. In Christus Jesus alleen kan ons die geregtigheid, die regverdigheid, die liefde van God, die gemeenskap met God, die saligheid voor God kry. Ons kan dit nie self verwerf nie. Net Christus kan dit vir ons gee, deur God die Vader wat hom vir ons gee as 'n lewendige, heilige offer na sy liggaam. En dan die derde deel gaan oor hoe moet ons nou ons gedankbaarheid leef teenoor hierdie goedheid van God vir ons mens. Kort opgesom, sonde, verlossing en dankbaarheid is die 3 dele waarin hierdie boek opdeel. En nou by hoofstuk 12 begin die dankbaarheidsgedeelte. Nadat alles nou behandel is van sonde en verlossing, nou kom die dankbaarheidsgedeelte. Juis moet hoe ons dankbaarheid moet toon. Nie 'n geestelike dankbaarheid of net 'n woordelikse dankbaarheid of net 'n rituele dankbaarheid in 'n erediens nie, maar hoe dat ons lewens na ons liggame die godsdiens moet wees, die erediens moet wees.
Geliefdes, hier kom ook nie iets niets na vore in Hoofstuk 12. Die hele Bybel vereis God van ons nie offers van diere en allerhande goed nie. Hy vra van ons een belangrike offer, wat alle offers oorweldig en oorskadu, die offer van dankbaarheid. Dit wat Kain gemis het in sy offer, die dankbaarheid. Dit wat Israel gemis het in Jesaja, die dankbaarheid by hulle offers. God verstik in die dankoffers, waar daar gegee word sonder dankbaarheid in die hart. Psalm 50 vers 14, offer dank aan God. Psalm 50 vers 23, die een wat dank offer, eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. In Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Jesus Christus oor julle. Hebreërs 12 vers 28, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het in ons harte, die fondament van die sedelewe vir ons geskenk is uit genade uit. Omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Gebrek aan dankbaarheid is gebrek aan godsdiens. Hierdie dankbaarheid kan slegs gedemonstreer word deur jou liggaamlike gedrag elke dag. Jou liggaam moet die dankbaarheid demonstreer. Vers 1 sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hoe lyk jou godsdiens? Dit is dieselfde om miskien te vra, hoe lyk die dankbaarheid aan God, wat jy elke dag demonstreer deur jou liggaam? In hierdie wêreld is dankbaarheid besig om so weg te raak. Sien u godsdiens wegraak? Die ware godsdiens. Daar's baie godsdienstigheid, maar nie dankbaarheid nie. Lewe jy dankbaar of lewe jy ondankbaar deur jou liggaam? Dit bepaal jou godsdiens voor God. Deur jou liggaam wys jou dankbaarheid vir wat jy het. Dit is net jou liggaam wat dit kan demonstreer. Dit is een van die gevare om 'n lewe van ondankbaarheid te lewe, is juis wanneer ons nie na ons lewens kyk vanuit God se genade nie, maar asof ons als verdien in hierdie lewe. U sien teenoor die genade van God as 'n sedeswaarheid, as 'n fondament in jou hart, kom die wêreld se leuen wat vir jou sê, jy verdien meer. Dit hou jou blind vir wat jy het. Die twee sedes speel in hierdie wêreld af. Dankbaarheid en verdienste.
Genade is geen verdienste nie. En jy kan nie besluit oor wie God genadig moet wees en wie nie. Jy mag nie vir God so bepaal nie. Hy is genadig oor wie hy wil wees. Ons verdien 'n goeie gesondheid nie. In hierdie gebroke wêreld van siektes en peste en dood nie. Maar as jy dit het, dis genade. Ons verdien nie ons werke nie. Daar's geen reël wat sê jy moet 'n werk hê uit die goedheid van jou menswees uit. Dis nie waar nie. Maar as jy 'n werk het, te midde van die verskriklike armoede, te midde van die verskriklike werkloosheid en die ellende wat soveel oorkom in hierdie wêreld, dis genade, nie verdienste nie. Ons verdien nie die liefde van ons huisgesinne. Hoe mooi is dit? In 'n wêreld wat so gebroke is, wat daar so baie huweliksontrou is, wat daar so baie egskeidings is, wat eintlik die norm is van hierdie bose sedelose wêreld. Maar dan kom God en hy gee vir jou 'n huwelik. Hy gee vir jou kinders, hy gee vir jou 'n huisgesin, hy gee vir jou die liefde. As jy gedink het jy verdien dit, dan maak ons foute. Dit is net genade as jy in 'n huisgesin is waar die Here gedien word. Dis net genade, nie verdienste. Ondankbaarheid se wortel is waar ons verlei word, ons in die idee van hierdie wêreld dat jy verdien meer. Jy moet nie so swaar kry nie. Jy verdien meer. En dan word die mens in homself vol verwyte, vol veroordeling. Maar dis alles nog vanuit hierdie wortel van ondankbaarheid. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons moet onderskei wees van hierdie wêreld. Dankbaarheid is waar ons God dank vir alles wat ons het. Kan jy dit doen? Geliefdes, dis nie te vergeefs dat die Here nie begin by 'n plaas waarvoor jy moet dankie sê nie, of by jou kinders of jou man waarvoor jy moet dankie sê nie. Hy begin by die basiese behoefte van die menslike liggaam, by kos. Die heel basiese, die heel nederigste dankie sê wat jy elke dag in jou lewe kan doen, is om dankie te sê vir die kos op jou tafel. 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van die Here. Selfs die Here Jesus Christus, wat God is in die drie eenheid, waar hy die 7 brode en die visse daar het, en die 5000 voet, sê Matteus 15 vers 36, toe neem hy die 7 brode en die visse, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels, en die disippels aan die skare. Die sedelike basis is dankbaarheid vanweë dit wat die Here vir ons gedoen het in Christus, die geregtigheid en die liefde van God na ons kant toe, die vergifnis, die versoening van ons sondes. Om te bid selfs vir jou kos is 'n nederige erkenning van dit wat die Here vir jou gee. 'n Dankbaarheid wat jy demonstreer deur jou liggaam. Moet nooit skaam wees om te bid vir jou kos. Want God vra dankbaarheid in jou godsdiens.
In die tweede plek, dankbaarheid om te weet wie God van jou gemaak het. Geliefdes, 'n groot stryk, wat baie maklik hierdie ondankbaarheid teel in die hart. Sien ons daar in vers 3, dat hy nie meer van homself moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Om meer van jouself te dink as wat die nederigheid vereis, is om aanhoudend te dink, jy verdien meer. Om aanhoudend te dink, ek is meer as wat ek is. Om aanhoudend teleurgestel te word, omdat jy jou meet aan iets anders of aan iemand anders. 'n Maatstaf wat so onredelik is, dat jy nooit tevrede is met jouself nie. Verdienste vir die goeie ek, wat ek is, verdruk hierdie genadige dankbaarheid. En vergeet, ek het genoeg. Ek is genoeg. God het my gemaak en die talente en die gawes vir my gegee. Dis genoeg. Jy het nie jouself gemaak nie. Jy behoort daarom nie aan jouself nie. Wat jy is, het God van jou gemaak. In 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Liefde vir jouself is nie dieselfde as selfverheerliking. Liefde vir jouself is nie dieselfde as 'n selfverheerliking. Hierdie is 'n valse selfvertroue wat die wêreld graag aan ons wil verkoop. 'n Valse beeld van jouself. Die wêreld bou graag op 'n selfvertroue en nie 'n godsvertroue nie. Spreuke 14 vers 16. Die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selfvertroue. Wil meer wees as wat God van hom gemaak het. Liefde vir jouself is om tevrede te wees met dit wat God van jou gemaak het. Om jou nie te meet aan ander nie, maar aan jouself. In Christus Jesus se maatstaf van die fundament van geregtigheid, van liefde, vergifnis, van godsaligheid, van dankbaarheid. Die sedes van die wêreld is daarom 'n konstante ontevredenheid met jouself. Die sedes van God is 'n tevredenheid en 'n geluksaligheid vir dit wat hy van jou gemaak het. 1 Korintiërs 15 vers 10. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Hierdie soort tevredenheid as 'n dankbaarheid straal uit die liggaam van so 'n mens na vore en dis verskriklik mooi. So 'n dankbare, tevrede mens. En dis nederig. In die derde plek, werke deur jou liggaam vertoon jou dankbaarheid. Hoe werk jy? Wat werk jy? Waarmee is jy besig? Geliefdes, God het al jou gawes, al jou talente, wat jy gebruik elke liewe dag van jou lewe, het hy vir jou gegee. Jy kan werk verrig deur jou liggaam. Wat 'n voorreg. Selfs iemand wat verlam is, het nog steeds moontlikhede wat die Here vir hom gegee het. Wanneer jy jou liggaam aanbied as 'n arbeider vir ons Here Jesus Christus,
is dit maar jou redelike godsdiens, sê ons teks. Dis nie 'n uitsonderlike godsdiens nie. Dis maar die redelike godsdiens. Dit is jou getroue godsdiens. Dis jou minimum godsdiens. Sonder hierdie liggaamlike diens aan God, is jy nie besig met godsdiens nie, maar selfdiens. Dan dien jy net jouself, die talente wat God vir jou gegee het. Waar is die dankbaarheid daarin? Dis eintlik selfsug. Vers 4 kom uit by die kerk. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie. Daar is 'n verskeidenheid in die eenheid. 'n Verskeidenheid in elke een van ons wat spesifieke gawes en talente het. Ons eenheid lê in ons geloof in die Here Jesus Christus. Dis 'n geestelike kwaliteit. Vir die eenheid is ons die Here baie dankbaar in Christus. Maar na ons liggaam is daar 'n verskeidenheid van werke aan ons gegee, sê ons teksgedeelte. En ons elkeen se werke na die liggaam is die godsdiens van dankbaarheid aan God in sy vergadering. Elkeen van ons is nie net hier 'n klomp geeste nie, geeste van dankbaarheid nie. Ons het liggame ontvang wat die Here vir ons gegee het. En dan is dit jou redelike godsdiens as jy uit jou liggaam uit die dankbaarheid aan die Here demonstreer. Maar dan kom daar 'n dieper ding. Want baie keer kan mense baie werke doen, maar dit is baie afbreekend. Miskien om 'n ongesonde kompetisie te stel tussen mekaar af te kraak. Jou dankbaarheid wys nie in wat jy doen eerste nie, maar in die innerlike gesindheid waarmee jy doen. Net op die gesindhede by die werke. En ons vat net vers 8. Die vermaning is iemand wat self vermaning kan aanvaar. Die opreg wees is iemand wat nie voorgee wanneer hy gee nie. Die blymoedigheid is die iemand wat nie verwyd as hy gee nie. Sien jy die gesindheid agter die goeie dade uit die liggaam uit? Romeine 12 vers 8. Of wie vermaan in die vermaning? Wie uitdeel in opregtheid? Wie 'n voorganger is met ywer? Wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid? Maar ons kom met al hoe meer agter hoe dat die wêreld goeie goed doen en dan word verwyte agterna gegooi. Hoe die wêreld goeie goed doen en jy's in die skuld by die wêreld. Hoe die wêreld goeie goed doen en jy's geknoop in jou gewete. Jy's nie vrygemaak. Die wêreld doen ook goeie werk, maar is om jou te vang. En daarom is die wêreld se goeie werke nie goeie werke voor God. Dit maak nie vry nie, dit vergewe nie, dit bind vas. Dit verkneg. Want die gesindhede is nie reg nie, want in die hart van die wêreldling is daar nie hierdie innerlike wat God gee aan sy kinders nie. Sulke werke is eintlik maar verwytend en buitend verkleinerend teenoor medegelowiges as dit in die kerk inkom. Werke versier met gesindheid van ondankbaarheid maak van werke 'n wapen teen die ander een. Tel jy dit op? Hoekom mense nie altyd betrokke wil raak nie? Want die werke van gedoen uit 'n ondankbaarheid, uit 'n verwyte uit, word 'n wapen waarmee die ander een afgetrek word, verkleineer word. Dan is al jou werke bloot vir jouself en nie vir die eer van God nie. Dankbaarheid moet die eerste beginsel wees in jou hart, voordat jy jou hand in die ploeg slaan.
dan sal dit wat jy doen so geseënd wees in die oë van die Here. En dit sal vrugte baar. Dit bou mense dan rondom jou op, maak mense rondom jou positief, om mee te werk, offervaardig te wees, bereidwillig te wees. Nou dien ons daarom nie meer die goeie, en doen die goeie vir ons eie aansien nie, maar vir die Here. En so is jou liggaam tot diens van God, wees die dankbaarheid wat dit uitstraal wanneer jy die werk doen. Is dit nie Christus wat sy hele liggaam as 'n offer laat breek het vir ons om 'n kerk te kan wees? Laat ons nie meer dink van ons liggame, se klein offertjies van werk, as ons Here Jesus se offer vir ons kerk. Geliefde, is een van die groot eienskappe van dankbaarheid, is dat mense uit dankbaarheid kan gee. Een van die groot kenmerke van ondankbaarheid, is dat mense baie dinge doen, maar nie uit 'n dankbaarheid het. Dis baie erg en uiters frustrerend. Ondankbaarheid, geliefdes, is dodelik vir alle goeie werke. Dit sal alle offers dooddruk. Dit sal alle offers laat verkas. Daarom is godsdiens van ondankbaarheid dodelik. Slegs godsdiens deur die liggaam wat hierdie dankbaarheid uitstraal in die werke saam, is mooi en werklik opbouend. Dit is 'n sedelike genadegawe van God aan sy kinders. En so moet dit wys deur ons lewe. Dankbaarheid is die goddelike inwerking in jou hart, wat spontaan deur jou liggaam na buite vertoon sal word. Dit kan nie voorgegee word nie. As God dit vir jou gegee het jy dit en leef jy dit. En as jy daai dankbaarheid in jou hart vind, kan jy net vir die Here daarvoor dankie sê, want dit onderskei jou van die wêreld. Slegs deur God die Vader se werk van geregtigheid vir jou deur sy Seun Jesus Christus, kan jy dit verstaan, as dankbaarheid, as genade. Slegs deur die Vader se werk vir jou saligheid in Jesus Christus, kan jy deel kry aan God. As jy dit verstaan, is jy dankbaar. Deur die barmhartigheid wat hy aan jou bewys het deur sy Seun, wil jy nou ook die barmhartigheid wys na buite jou, deur jou liggaam. Die Here Jesus het nie net gepraat nie, hy het ook gedoen. Maar hy het gedoen met die regte gesindheid. Dankie vir God se genadegawes. Wie ek is, wat ek kan doen, al my gawes en al my talente. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Here, wanneer ons vanmôre ook so voor U kom staan, mag ons dalk voel ek het tekort geskiet. Miskien as ek in my hart inkyk, dan sien ek het dalk ook ernstig so ondankbaar opgetree. Maar Here, U is 'n goeie God. U is 'n God wat U Seun Jesus Christus nie gespaar het, sodat ons hierdie sondes nie ook voor U kan kom bely nie. Hoe het U nie geroep na die volk daar in Jesaja om hulle te bekeer nie, maar hulle wou nie hoor. Maar Here, gee vir ons ore. Gee vir ons 'n ontvanklike hart. Gee vir ons die genadegawe van hierdie sedelike fondament van dankbaarheid. U geregtigheid, waarvoor ons dankbaar moet wees, U saligheid, U offervaardigheid, U goedgunstigheid, dat ook ons dit deur ons liggame kan lewe, sonder verwyte, sonder veroordeling.
maak ook ons godsdiens ten minste 'n redelike godsdiens. Net U kan dit vir ons doen. Net U kan ons behou. Net U kan met oor ons harte waak, wat die dankbaarheid aanbetref. Vergewe ons, waar ons so menigmal ondankbaar is. Ons vra dit nie omdat ons enige iets verdien nie, maar alles alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, 'n gepaste lied is aan Gesang 128. Ons sing dan al 15 verse daar saam van Gesang 128. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.